Goeienaand. Baie welkom ook op die woensdagaand van hierdie week. Die laaste weeksaand byeenkoms en ons sluit dan sondagoggend die reeks af. Maar baie dankie dat julle ook vanaand hier is en mag dit vir ons ook 'n goeie aand wees en 'n vreugdevolle aand saam met mekaar en saam met mekaar in die Here se teenwoordigheid ook vanaand hier. Groet gaan mekaar, maak seker wie sit naby jou en dan gaan ons verder. Maak eers gou seker wie sit by jou en sê vir mekaar naand. Net maar weer 'n herinnering en 'n aanmoediging en 'n pleit om seker te maak dat jou naam op die lys is vir Sondagmiddag se ete. Almal is welkom. So welkom dat julle amper daar moet wees. 11:30 Sondagoggend, na die nagmaal, na die katedese, in die kerksaal. As geen koste nie, dan gaan wel 'n houer wees as iemand 'n donasie wou gee. Maar mag dit vir ons 'n besondere oggend ook dan saam met mekaar wees. Ons begin vanaand se diens weer 'n keer met 'n vers uit Psalm 27. Psalm 27 wat met die bekende woorde begin: Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? En dan staan daar in die 11de vers: Leer my u wil, Here, en lei my op 'n gelykpad, sodat my vyande sal sien dat u vir my sorg. Die Here is my lig en my redder. Lei my op 'n gelykpad, sodat my vyande sal ervaar, sal sien dat u vir my sorg. Lei my op 'n gelykpad. U is my lig en my redder. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en van Jesus Christus, ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan 3 liedere saam sing. Die eerste een is God is my sterkte, waar ons vir die Here sê, help my ook deur my twyfel, deur my bang wees, deur my onsekerheid. Die tweede lied is The Servant Song. En ek vra julle mooi om ekstra mooi vanaand te let op die woorde van daai lied. Dis regtig besondere woorde. Kom ons sing dit ook op 'n besondere manier. En dan gaan ons die derde lied sing, gebed, laat my nooit vir u vergeet nie en lei my ook op die afdwaalpaaie van hierdie lewe. Kom ons staan en ons sing al 3 liedere. My lamp vir my voet,
Ja, Here, dit is wat ons vir U kom vra vanaand. Lei ons na U waters van rus. Lei ons, Here, na die plek waar ons gevul word met U teenwoordigheid, met U nabyheid, sodat ons met U, wat ons lewens volmaak, tree vir tree verder kan stap op ons pad deur hierdie wêreld. Dankie, Here, dat ons die voorreg het as mense om met U in 'n ontmoeting te leef. Dat ons U kan sigbaar maak, U kan verteenwoordig. Dat ons U kan aanbid en dat ons in verwondering in U teenwoordigheid kan leef. Terwyl ons hier op aarde is, 'n wêreld wat soms so stikkend lyk, wat so swaar kry, wat so smag na vernuwing. En bid ons, Here, dat ons U hoop, U lewe sal uitleef en mense daardeur sal hoop gee. Wil jy ook vanaand hier op die laaste aand byeenkoms vir ons bewus maak van U nabyheid, ons U goedheid, U teenwoordigheid laat beleef en ons aanraak. Amen. Vriende, ons lees vanaand hoofstuk 42 en 43 van Genesis. Nou, dit is regtig nie moontlik om al twee hoofstukke te lees nie, bloot omdat ons nie tyd het daarvoor nie, maar eintlik kan ons ook nie anders as om die volle twee hoofstukke te lees nie. Maar ons gaan net vers 1 tot 12 lees van hoofstuk 42. En dan gaan ek maar hier en daar net 'n vers daarvan aanhaal in die res van die aand. Daar's nou droogte in Egipte, daar's droogte in Israel. En toe verneem Jakob, dit is Josef se pa, dat daar graan in Egipte is. En hy sê vir sy seuns: "Waarom sit julle na mekaar en kyk?" Hy het verder vir hulle gesê: "Ek het gehoor daar's graan in Egipte. Gaan soontoe en gaan koop daar vir ons koring, dat ons aan die lewe kan bly. Anders sterf ons." 10 van Josef se broers, nie 11 nie, is toe weg na Egipte toe om koring te gaan koop. Jakob het nie Josef se broer Benjamin, dit is sy broer by dieselfde ma, by Rachel, saamgestuur nie. Want het hy gesê, net nou gebeur daar iets met hom. Die seuns van Israel, van Jakob, het saam met ander mense gegaan, wat ook koring in Egipte wou gaan koop, omdat daar hongersnood was in die hele Kanaan. Josef was in beheer van Egipte, en hy het self die graan aan die mense verkoop. Sy broers het dus na hom toe gegaan, en diep voor hom gebuig. Onthou nou die drome, waar die gerwe en die hemelliggame rondom hom gebuig het, en hier gebeur dit nou, en hulle het diep voor hom gebuig. Toe hy sy broers sien, het hy hulle herken, maar hy het hulle nie laat agterkom wie hy is nie. Hy het hulle bars aangespreek en gesê, "Waarvandaan is julle?" Hulle het hom geantwoord, "Ons is van Kanaan. Ons kom om graan koop." Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Hy het aan sy drome van vroeër gedink en vir hulle gesê, "Julle is spioene. Julle het net kom kyk waar die land maklik ingeval kan word." Maar hulle het van hom gesê, "Nee, meneer, ons is u onderdane. Ons het net kom graan koop. Ons almal het dieselfde pa. Ons is eerlike mense. Ons is nie spioene nie." Josef sê toe vir hulle, "Dit is nie. Julle het net kom kyk waar die land maklik ingeval kan word." En dan gebeur daar nou 'n klomp goed verder in die twee hoofstukke.
Maar voordat ons verder gaan, kom ons staan en dan sing ons weer ons lied, Wees U my toevlug. Terwyl almal hulle sitplekke kry, kom ons gaan net gou vinnig deur hierdie twee hoofstukke. Ons het nou die eerste deel gelees dat Josef nou die eerste minister, die magtige leier in Egipte is. Sy broers wat daar kom kos koop en hulle herken hom nie. En nou hierna wat hierna gebeur is dat Josef 'n paar toetse vir hulle gee. Hy wil seker maak wat hulle gesindheid is en hoe hulle gaan reageer op wat hy sê. Hy wil nie wraak neem nie, maar hy wil die moontlikheid sien of hulle bereid is om te verander. Dan Benjamin het nou nie saamgekom nie, dan het 'n hele gesprek, want hulle gaan nou terug, en dan sê hulle, maar Benjamin moet ook saamkom. En Benjamin is, Jakob is onseker, moet hy nou vir Benjamin
En dan sê Juda, maar ek sal sy veiligheid waarborg. Belangrik, dis dieselfde Juda wat van tevore gesê het, maar kom ons verkoop hom vir Josef. Sê nou, maar ek sal Benjamin se veiligheid waarborg. En dan kom hulle terug en die broers begin so stadig, maar seker hulle skuld bely teenoor Josef. Vriende, daar's 'n uitdrukking in Afrikaans wat sê die wiel draai. Ek het gedink dis 'n redelik algemene of 'n bekende uitdrukking, maar ek het die afgelope weke vir 'n paar mense gevra, wat beteken hierdie uitdrukking? En die meeste mense het geraai wat beteken dit. My eie kinders het baie mooi antwoorde gegee, maar baie duidelik het hulle geen benul wat hierdie uitdrukking beteken nie. Miskien ken sommige van ons die uitdrukking. Ek ken dit as 'n uitdrukking waarmee ons sê dat die sleg of die swaar wat nou vir my tref, ergens gaan die wiel draai. Vir alles het iemand is wat my te nagekom het, die wiel gaan draai en sal daai persoon weer te nagekom word of swaar kry en sal dit met my beter gaan. Dis 'n uitdrukking wat 'n mens gebruik wanneer jy eintlik ander mense wil verwens daarmee. Wanneer jy hoop dat die swaar wat iemand aan jou gedoen het, later aan hom of haar teruggedoen sal word. As die wiel draai. In Josef se geval sou dit beteken dat sy broers wat hom so sleg behandel het, wat hom verafskeed, wat hom wou doodmaak, wat hom toe in die put gegooi het en hom verkoop het, sodat hy later in 'n vreemde land beland en daar in die tronk beland, dat hy sou wens, eendag is 'n dag, wat julle ook julle beurt gaan kry. 'n Oog vir 'n oog, en 'n tand vir 'n tand. En nou as ons in hoofstuk 42 kom, dan lyk dit inderdaad, of die wiel gedraai het. In hoofstuk 42 is die bordjies nou heeltemal verhang. Na alles wat met Josef gebeur het. In die put gegooi, amper doodgemaak, verkoop, slaaf, tronk toe, onregverdig tronk toe. Na dit alles, dra hy nou eintlik die koninklike kleed, daai veelkleurige kleed wat sy pa vir hom gemaak het. Is hy nou die eerste minister van Egipte? En sy broers, wat so vol bravade hom verafskeed, staan nou verleë voor hom. Nee meneer, ons is maar net u onderdane. Destyds het hy vir hulle gaan kos wegbring op sy pa se aandrang. Nou smeek hulle hom dat hulle by hom kan kos koop. Die bordjies is heeltemal verhang, die wiel het gedraai. En as 'n mens die eerste keer dit lees, dan wil dit amper lyk of Josef inderdaad sy posisie misbruik of gebruik om hulle terug te kry. Om vir Boontjie sy loontjie te gee. Om vir hulle te laat voel hoe swaar het hulle hom laat kry. Hy tree eintlik heeltemal meedoenloos op teenoor hulle. Julle is spioene. Julle kom soek net 'n plek waar julle die land kan kom inneem. Ons lees in hierdie hoofstuk dat hy hulle aan die tronk gooi. Soos dat hulle hom in die put gegooi het en hy later in die tronk beland het, gooi hy hulle almal in die tronk vir 3 dae en hy sê vir hulle, julle sal hier bly totdat Benjamin ook kom. Uiteindelik laat hy hulle gaan, maar hy hou een broer agter, vir Simeon. En Simeon, as hy nou alleen agterbly, is so asof Josef hulle wil terugkry en sê, so het ek gevoel,
Nou kan julle 'n bietjie voel, hoe het dit gevoel, toe julle daai broer van julle in die put gegooi het. Hy plaas hulle onder geweldige spanning, toe hulle teruggaan en net die geld terugsit in hulle sakke, en hulle kom agter, maar nou gaan hy regtig dink ons is spioene. Hy gaan dink ons is diewe, hy gaan ons kom vang, en hy gaan ons dalk ook as slawe verkoop. En die vraag kom by ons op, of Josef regtig besig is om sy vernedering, wat hulle hom aangedoen het, op hulle uit te haal. Is Josef nou regtig waar, na alles wat met hom gebeur het, nadat hy nou die eerste minister is hy regtig besig om hulle terug te kry vir dit wat hulle hom aangedoen het? Vriende, dit is glad nie. Glad nie. As ons die hoofstukke gaan lees, gaan ons agterkom dat dit die laaste ding is wat Josef wil doen. Vir my lê die antwoord op die vraag, waarmee is Josef nou hier besig? In hoofstuk 42 vers 18. In hoofstuk 42 vers 18 staan daar, as hy met hulle praat, dan sê hy vir hulle, ek dien vir God. Ek dien vir God. En dit sluit aan by sy twee drome van destyds, waaroor ons Sondagoggend gepraat het. Waar hy die gerwe en die hemelliggame gesien het wat buig rondom hom. En in daardie oomblik het hy 'n ontmoeting met God gehad. Soos wat sy pa ook, Jakob by Bethel, wat die huis van brood beteken, die huis van God beteken. Wat die huis van God beteken. Het Jakob ook 'n droom gehad, toe hy gesien het hoe die engele afklim teen die leer. En het hy God daar ontmoet. So het Josef in hierdie twee drome vir God ontmoet, en het vir God vir hom gesê, ek gaan jou gebruik eers in die toekoms. Het hy as dit ware sy lewensroeping by God gekry. Daai oomblik, by daai twee drome, het God as dit ware vir Josef gesê, daar gaan 'n dag kom, dat jou broers vir jou gaan buig. Daar gaan 'n dag kom, dat jy vir hulle iets kan leer. Daar gaan 'n dag kom, dat hulle in erkenning voor jou sal buig, met die verwagting dat jy vir hulle in iets moet onderrig. Dat jy vir hulle moet voed, nie letterlik met kos alleen nie, maar met geestelike kos, met emosionele kos. Josef sou hierdie drome wat hy gehad het, hy sou dit kon misbruik. Soos wat sy pa en sy broers dit destyds verstaan het, want hulle het mos vir hom gesê, wie dink jy is jy, dat wil jy oor ons koning wees, dat ons nou voor jou moet buig? Hy sou dit kon misbruik, en dit gebruik en sê, maar nou, ek is die eerste minister, julle kom van 'n ander land af, ek maak van julle slawe, of hulle in die tronk gooi, of hulle doodmaak, en sê, ek het gehoor, julle het mos julle broer doodgemaak, en dit aan hulle teruggedoen het. Of, ek kan dit gebruik, en sê, maar ek is julle meerdere, nie om te heers oor hulle nie, ek is julle meerdere, ek kan julle iets van God leer. Wat hy dan ook inderdaad doen, om vir hulle iets te leer oor hoe om God te verstaan. En ons hoor dit in die vorige hoofstuk, in 41. Josef het dan ook twee kinders. En hy noem hierdie kinders Efraim, of Manasse en Efraim. En hoofstuk 41 sê hy, die oudste kind Manasse genoem. En dit beteken, God laat my vergeet. God het my alles laat vergeet. Al my swaar kry, en alles wat my familie my aangedoen het. Josef sê vir sy broers, ek dien vir God. Ek het 'n ontmoeting, dit sê hy nou nie in woorde nie,
Maar ons weet dit nou, want ons die storie ken. Ek het 'n ontmoeting met God gehad. Daai ontmoeting het my gehelp, dat al het my broers my verkoop, al het hulle vir ons pa gejok, al het ek onregverdig in die tronk beland, en al het die skinker my in die tronk vergeet, ek het alles vergeet. God het my alles laat vergeet. Al die swaar kry, wat my familie aan my gedoen het. Dit is wat 'n ontmoeting met God aan Josef gedoen het. En vriende, dit is so 'n hoë prioriteit, so 'n belangrike prioriteit in ons Christendom, in ons verhouding met mense. Om te kan vergeet wat mense my aangedoen het. Om te kan vergeet wat ek dink mense aan my aangedoen het. Want baie keer hou ons goed teen mense wat ek dink hulle my aangedoen het. Omdat ek hulle optrede en hulle woorde interpreteer asof ek presies weet wat hulle bedoel het. En dit is moontlik om te vergeet. As hy sy kind se naam Manasse gee en sê, God het my laat vergeet, dan kan God ons help om te vergeet die kwaad wat my aangedoen is, of wat ek dink my aangedoen is. Hy sê vir sy broers, ek dien vir God. Ek gaan julle nie terugkry nie. Ek gaan nie 'n oog vir 'n oog eis, of 'n lewe vir 'n lewe, of 'n slaaf vir 'n slaaf nie. Ek sal 'n ekstra myl met julle stap. En die onreg wat julle my aangedoen het, sal ek beantwoord met 'n seën. En as ons hierdie hoofstukke lees, dan kom ons agter, dit staan nie in hierdie woorde nie, maar dan kom ons agter dat hy vir hulle sê, maar ek wil julle ook help. Ek wil julle help dat julle na julleself sal kyk. Dat julle sal dink oor julle lewe. En dat julle God se vergifnis daarvoor sal aanvaar. Ek wil nie net vir julle brood gee nie. Ek sal die koring aan julle verkoop, maar ek wil hê dat julle God se gratis vergifnis ook vir julle moet toeëien. Ek wil hê julle moet kan heel word, gesond kan word. Ek wil hê al die skuldgevoelens wat julle het, moet van julle kan afval. En daarvan moet julle kan genees word. Ek wil julle help dat julle verhouding met God weer heel sal word. En dit is hoekom. Dis hoekom waar julle as dit ware alles wat gebeur het destyds weer wil laat herleef. As hy hulle valslik aankla van spionasie, dan hoop hy dat hulle sal weet hoe dit gevoel het toe hy valslik aangekla is. As hulle in die 3 dae in die tronk is, dat hulle sal voel hoe dit moes gevoel het toe hy in die tronk was. En daarom eis hy dat Benjamin, sy bloedbroer van sy eie ma, dat hy Benjamin moet saambring. Want hy het agtergekom dat nadat hy nou dood is, weg is, sy pa dink hy's dood, het Benjamin sy jonger boetie Rachel se kind, en sy is oorlede by sy geboorte. Hy kom nou agter dat Benjamin word nou deur sy pa voorgetrek. Hy's nou die lieflingkind. En nou sê hy, maar Benjamin moet saamkom. Maar Jakob sien nie kans dat Benjamin moet saamgaan nie, want hy sê, sy broer is klaar dood. My seun gaan nie saam met julle nie. Hy's al wat vir my oor is. Die bedorwe kind op daai stadium van Jakob. En dan kom Juda, die een wat gesê het, maar kom ons verkoop vir Josef. Dan kom hy en hy sê, maar ek sal dit waarborg, dat pa se kind sal terugkom. En dan besef Josef,
as hy hierdie storie hoor, dan besef hy, my broers het verander. Want al word Benjamin voorgetrek, soos ek destyds voorgetrek is, het hulle nie 'n afkeer van hom nie. Is hulle nou bereid om hierdie bedorwe kind van hulle pa met hulle lewe te beskerm? Hulle is nie meer dieselfde broers wat hulle 20 jaar gelede was, toe ek ook daar was nie. Vriende, Josef het geweet, hierdie broers van hom, wat destyds met soveel bravade hom verkoop het, en vir hulle pa gesê het, hy is dood. Het gaan nie regtig goed met hulle nie. Ja, hulle het geslaag daarin destyds om van hierdie irriterende, verwende broer van hulle ontslae te raak. Maar hulle kon nie ontslae raak van hulle self en hulle eie gedagtes nie. Want hulle sê vir mekaar, en hulle dink Josef verstaan dit nie. Dit het ons nou van alles wat ons destyds ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien, toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. En hulle kyk na hulle lewe deur hierdie skuldgevoelens. Wat doen Josef nou? Waarmee is Josef eintlik hier besig? Is hy besig om hulle terug te kry? Is hy besig om die wiel te laat draai, sodat hulle nou moet swaar kry? Nee, vriende, ons het al gesien in die vorige aande, dat omdat Josef geweet het dat God by hom is, het dit met hom goed gegaan. Maar het dit ook met Potifar goed gegaan. En het dit later ook met die tronkbewaarder goed gegaan. Waar Josef was, daar het dit goed gegaan. En nou kom Josef hier, en hy besef, maar ek moet dit ook met my broers, wat onder hierdie skuldgevoel leef, ek moet ook help, en ek moet ook 'n bydrae lewer, dat dit met hulle goed sal gaan. Ek moet ook vir hulle tot 'n seën wees. Ek moet ook hulle help, dat hulle anders sal kan optree teenoor mekaar en teenoor ander mense. Vriende, verhoudinge is beslis die manier waarop ons God die heel duidelikste en helderste beleef. Dis die manier waarop ons vir God kan sigbaar maak. As julle mekaar lief het, dan sal die mense weet dat ek die verlosser is, sê Jesus. Maar verhoudinge is terselfdertyd ook die manier waarop God versleier kan word. Verhoudinge verhelder of versleier vir God. Verhoudinge tussen mense is sekerlik die grootste geskenk wat God vir ons gegee het. Maar terselfdertyd so moeilik om te hanteer. So moeilik om te hanteer, want ons reageer so maklik op dit wat ek van iemand anders ontvang, of dink ek ontvang. Ons reageer so maklik op dit wat ek van iemand anders hoor, of dink dat ek hoor, sonder dat ek miskien goed geluister het. En as ek nie hou van wat ek ontvang of hoor nie, dan tree ek negatief of aanvallend op. Dan laat ek die wiel draai om daai mense wat my te nagekom het terug te kry. Verhoudinge is moeilik. Daarom vra ons so maklik, of ons sê so maklik, wie se skuld is dit? Ons sê so maklik, maar dit is die ander een se skuld. En as ek dan nou daai vraag vra, wie se skuld is dit? En dis my skuld? Dan sit ons met hierdie skuldgevoel. Dan sit ek in die tronk, in die put van 'n skuldgevoel. En as ek met 'n skuldgevoel leef, dan onttrek ek my van mense.
Of as ek sê dis jou skuld, dan word ek kwaad. Dan soek ek vergelding. En dan is daar ook verwydering. Dan is daar ook 'n afstand met die ander mense. Josef leer vir ons dat in plaas van om te vra wie se skuld is dit, moet ek eerder vra wat kan ek doen om die verhouding heel te maak. In plaas van om te vra wie se skuld is dit, om eerder te vra wat kan ek doen? Ek dien God. Wat kan ek doen om die verhouding reg te maak? Ons het gisteraand vir die kinders geleer die woorde van Kolossense 3 vers 23. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. En dis wat Josef bedoel. Hy sê ek dien vir God. En as ek met jou te doen het, wie jy ook al is, wat jy ook al gedoen het, wat jy ook al aan my gedoen het, wat ek ook al dink jy aan my gedoen het, ek dien vir God. En as ek na jou kyk, dan dien ek vir God. Dan sien ek God, Jesus, in jou. En dan tree ek teenoor jou op, soos wat ek teenoor Jesus op hierdie stadium sou optree. As ek nog net dit kan sê vanaand, dit gaan in hierdie gedeelte nie maar net oor die wiel wat draai nie. Dit gaan ook nie maar net oor 'n familie wat uit mekaar uitval nie. Dit gaan nie maar net teen 'n klomp broers en 'n pa en 'n ma wat spanning het en teen mekaar draai nie. Dit gaan in hierdie hoofstukke, vriende, oor God. God wat moeilike, hartseer omstandighede gebruik om mense in hulle verhouding met God te laat groei. Hierdie gesin, Jakob se gesin, hulle is 'n klomp mense wat mekaar gelos het. Hulle het mekaar aan hulle eie genade oorgelaat. Hulle het hulle rug op mekaar gedraai. Hulle het hulle broer verkoop, vir hulle pa gejok. Jy kan maar net dink die spanning wat daar onder hulle moes wees. Hulle het mekaar gelos. Maar hierdie twee hoofstukke leer vir ons dat God het hulle nooit gelos nie. God het hulle nie een oomblik met rus gelaat nie. Ja, God het toegelaat dat hierdie klomp broers voortgaan met hulle liefdelose optrede teenoor Josef. Hy het toegelaat dat die pa hierdie een kind van hom bederf en hom voortrek. En Josef het daaronder gelei. Hy's amper doodgemaak. Hy's verkoop as 'n slaaf. Hy het in die tronk beland uiteindelik. En hy het swaar gekry, maar in dit alles het God vir Josef beskerm. Vriende, maar in dit alles het God ook die broers en die pa beskerm. Het God ook met die broers en met die pa 'n pad geloop. En ons het al gesien hoe dat Josef gegroei het in sy geloof. Maar hierdie broers ook. Miskien het dit 'n bietjie langer gevat as vir Josef. Maar deur al hierdie swaar kry, deur al hierdie haat, deur al hierdie afskeid wat hulle vir mekaar het God hulle vasgehou die hele tyd. Al het hulle uit mekaar gespat. Al het hulle rug op mekaar gedraai. Al het hulle mekaar verwyd. Het God hulle vasgehou sodat hulle kon groei. En uiteindelik
vrede met mekaar kon vind en vrede met God kon vind. Ook in ons lewe loop alles nie altyd so glad en so maklik soos ons dit graag wil hê nie. Ook in die kerk, ook kerke onder mekaar, gelowiges onder mekaar, is glad nie altyd so liefdevol en so genadig met mekaar soos God van ons verwag nie. Soms tree ons as kerkmense, as gelowige mense, ook maar teenoor mekaar op met die hoop en met die verwagting dat die wiel sal draai en dat eers jy ook aan die onderpunt sal wees, aan die ontvangkant sal kom. Soms verwens ons mekaar, verwyd ons mekaar, beskinder ons mekaar, maak ons mekaar sleg en maak ons mekaar seer en sit almal met die pyn en met skuldgevoelens. En lyk dit somtyds of ons ook as 'n gesin, as 'n familie uit mekaar val. Maar in dit alles los God ons nie. Laat hy ons nie met rus nie. Sluimer of slaap hy nie. Is hy besig om mense, ook die mense vir wie ek kwaad is, ook die mense vir wie ek verwens, ook die mense vir wie ek verwyd, is God met almal besig om ons te laat groei, om ons te laat word al hoe meer wat God wil hê dat ons moet wees. Want God los nie mense nie. Te alle tye, vriende. Te alle tye. Maar veral wanneer ons sukkel met verhoudings. Veral wanneer ons ook sukkel met verhoudings in die kerk en kerke se verhoudings met mekaar onder gelowiges. Veral ook wanneer ons grof skuur teen mekaar. Moet ons weet, God is besig met ons. God is ook besig met hulle vir wie ek in die put gegooi het. Of vir wie ek verkoop het. Of vir wie ek wens ek kon doodmaak. Is God besig om my, om ons, om ook die ander, wie die ander ook al mag wees, om ook die ander te vorm. En daarvoor moet ons dankie sê. So elke keer as ek sukkel met slegte verhoudings, moet ek elke keer heel eers sê, dankie Here dat U besig is om my te vorm, maar ook die ander party te vorm. Dankie dat U ons nie los nie. Vriende, niks wat ons ervaar ook nie die slegte verhoudings nie, is net sleg nie. Die genadewiel het gedraai. En ons is saam met Jesus aan die bokant van die wiel. In staat om met genadige liefde teenoor ander te reageer. Wanneer die Heilige Gees kom, sal julle krag ontvang om met genadige liefde teenoor die ander te reageer. Dit is hoekom julle kerk is. Amen. Vriende, net aan die einde, kom ons dink bietjie naby, die vraag is vanaand of daar iemand is teenoor wie jy skuld dra, of vir wie jy beskuldig.
Is daar dalk 'n verhouding wat ons geroep is om te herstel? En dan die belangrike vraag, sien jy kans om te vergewe? Al gaan dit lank neem. Al gaan dit ook trane verg. Soos in Josef se geval. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Here, hoe sal ons U ooit genoeg kan dank, dat al val ons uit mekaar uit, dat U ons altyd vashou, ja, dat U ook dan vir ons omsluit van alle kante en ons in besit neem, en vir ons die Alfa en die Omega is, en dat U ons nie maar net vashou nie, Here, maar dat U ons laat groei, dat U ons help om al hoe meer van onsself te ontdek, om al hoe meer van mense te ontdek, maar veral om al hoe meer van God en van U genadige liefde te ontdek. Dankie Here, dat U ons nie los waar ons is nie, maar dat U ons laat groei. Dat U ons help dat ons gees en ons gedagtes nuut word, dat ons die ou klere kan uittrek en nuwe klere kan aantrek. Dankie dat ons dit vanaand kan bid vir ons gemeente. Dat ons dit kan bid, Here, vir die NG Kerk. Dat ons dit kan bid vir die kerk van Jesus Christus hier op aarde. Dankie, Here, dat ons kan weet, dat ons saam met U aan die bokant van die wiel is en in staat is om genadige liefde uit te deel. Hier is ons, Here. Maak ons uitdelers van genadige liefde. Amen. Ons gaan nou 'n lied sing. Hier is U kerk. Hier is ons. U kerk. Here, gebruik U kerk en stuur ons die wêreld in. Stuur ons na mense toe. Stuur ons om genadige liefde te gaan uitdeel so ver ons kom. Kom ons staan en sing ons die lied.
Laat ons dien met ons lewe en van u liefde getuig. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee.